chocolate starfish is my man Fred Durst. Wat het in die boxing gebeur? Okay, Devin Haney teen Ryan Garcia, 12 rondes vir Haney se WBC Junior welterweight title. En Ryan Garcia het gewen. Is jy geskok, of nee? Ek is geskok en kwaad, want kom moet dit so weird aangaan. Ek hou mos glad nie van sulke goed nie. Ja, ek dink nog steeds daar's iets fout met hom. Ek ook, soos dis 'n show gewees. Ek dink hy's maar net en hy's seker maar lucky dat dinge gebeur het soos wat dit gebeur het. En as hulle volgende week weer fight, dan dinge sal mos nou verander want jy het nou gesien of wat ook al, maar ek meen ek voel nog steeds nie ons was dom gewees om ons geld op hy nie te sit. Ek meen dit wat hier gebeur het is the least likely outcome wat ek kon gedink het. Ek het gedink die enigste kans wat Garcia het is om daai whiplash left hook te land in vir hy nie te knockout. Ek meen wat 'n paar keer amper gebeur het. Ja, ek persoonlik dink dit is 'n baie slegte los vir hy nie gewees. Behalwe vir die feit dat Garcia flippin overweight ingekom het, 3.2 pond. Hy het na die tyd gesê, mens weet mos nou nie wat jy kan glo en nie kan glo nie, maar dat hy was elke aand in die klubs gewees en geparty. Dis net Sondag wat hy nou nie geklap het nie, want hy is mos nou kamstige gelowige, maar hy tree nou nie regtig op soos ene nie. En maar ek meen na alles, sy hele mental, ek wil amper sê breakdown, die crazieste goed wat hy sê en gedoen het voor die tyd. Ek meen, hy het in die ceremonial wine op die skaal geklim en 'n bier gedown. Nou sê hy na die tyd nee, dit was apple juice en soda water, maar wie dan maar weet wat is die waarheid en wat is nie. Maar ek dink nie eens dit was 'n show nie, want ek meen as ek en jy het nog die weigh-ins gekyk. Jy kan sien in sy oë lyk so half gesonke, soos, en dis ook so hier 'n bietjie so donker om sy oë. Dit lyk regtig asof hy elke aand in die klub was en sy behavior is so erratic. Hy praat heeltyd en hy kan nie stil staan nie. En tot sy hare, hy het mos sulke pikgit swart hare wat mos nou diep flip en kwaai lyk. Daai hare was hier gegel, my maat, laat dit. Hy ding is soos 'n klip. Ja, dit het gelyk asof hy sement saam ingesmeer, maar jy kon sommer die gel gesien het nog in sy kop. Dit het sif gelyk, man. So hy het regtig waar gelyk soos iemand wat in 'n mental institute hoort of wat, en hier kom hy en hy wen vir hy nie fair and square oor 12 rondes. Hy het hom 3 keer genockdown en hy nie was nog nooit genockdown in sy lewe nie. Hier word hy sommer 3 keer genockdown en hy verloor fair and square met flip en punte. Jy kan dit amper nie glo wat jy gesien het nie. Ja, dis crazy want die fights so odds was net so crazy want niemand het gedink Ryan het 'n kans eintlik, want dit was soos minus 800 vir hy nie minus 700 het geword. Ek dink dit begin minus 900 en toe dit 'n bietjie minder geraak. Ja, en toe na die fight dink ek ook ons sal nou sien as dit nou 'n show was, sal hy nou 'n bietjie beter, maar dit is nog steeds weird en cringy geweest. So ja, sal seker nou kyk met die volgende fight wat nou regtig aangaan. Of nie regtig, maar dit gaan nog steeds seker so. Hy is nie lekker in sy kop nie. Dis net hy kan bly wees, hy's so goed. Hy kan box. Kyk, dis presies dieselfde. Watse fighter is dit van die UFC? Soos Prohashka, hierdie Prohashka. Crazy power, crazy goeie chin, hy hou nooit op nie. Daai eienskappe wat hy het, gaan hom altyd gevaarlik maak. En dit gaan altyd maak that you can never count him out, want daai eienskappe transcend baie keer skills en game plans en daai goeters. En Ryan Garcia se blistering hand speed en sy crazy one punch knockout power sal hom altyd 'n gevaar maak nie saak teen wie hy fight nie, al is dit die top level ouens of 'n lower level ou. Sy performance kan bad wees, but you can never count him out, want is in 'n split sekonde dan lê jy. So en hy het nie 'n bad chin nie. Hy is al omgeslaan van sy voet af, maar dan staan hy op en lyk hy fine. Soos ek dink hy het 'n pretty decent chin. Hy's nou nie 'n Prohashka nie. Anyway,
Net 'n paar goedjies wat ek wil sê, dit was 'n majority decision, dit was nie 'n unanimous decision nie. Een judge het dit 'n draw gegee vir hy nie en die ander twee het dit 'n draw gegee. Nie 'n draw vir hy nie. Want dan sê hy ag sorry, 'n draw. Ja, jammer jy's reg. 'n draw vir al twee. Ja. En die ander twee het soos 'n crazy one-sided vir Garcia gegee. Hy het soos 'n meeste van die rondes gewen. My gevoel is, en dit is die naaste wat ek kan kom om in my kop te trou met dit wat ek gesien gebeur het. Soos jy kan dit nie verstaan nie, toe hy in sy beste vorm was, het hy nog nie in so 'n spectacular fashion 'n fight gewen op so 'n high level. Ek meen Tank Davis is nie 'n joke nie. Hy super high level en alles, maar ek meen hy nie is vir my baie meer technical pure boxer as Tank. Ja. En al die belde was op die spel gewees, al het hy dit nou op die skale verloor, maar ek meen dis die grootste career win in Garcia se hele lewe wat hy gekry het. En dit is die swakste, mentally most unstable situation wat hy nog in was. So nou vir my om dit te vereenselwig met mekaar, moet jy sê hoe de ma werk dit. En wat ek al agtergekom het, daar sekere fighters, hulle perform beter in die ring as daar chaos buite die ring is. Soos kyk vir Mike Tyson, Floyd Mayweather, Tank Davis, daai manne het permanent sake teen hulle en hulle moet tronk toe gaan en opgeskorte vonnisse en dis familiedramas en daai Tank Davis is al soveel kere aangekla vir assault en battering en domestic violence en goed soos dis asof hulle lewe op die brink. Hulle kan enige oomblik afval, maar klim hy ou in die ring in, dan is hy cool, calm en collective. Losgelaat, dan kan hy nou daar sy frustrasies uithaal. Ja, maar ek het al gehoor van fighters wat sê, en nie net fighters nie, soos voetbalplayers en sulke ouens, hulle sê, hoe meer chaoties die lewe buite is, hoe kalmer is dit vir jou in die ring, want dit voel vir jou, jy kom uit daai chaos uit en jy's nou in jou wêreld. Daar's vrede, okay, nou nie vrede in boxing in die sin van, maar jy doen nou iets wat jy kan doen en waar jy happy is en waar jy content is. You're in my world now. En dan perform hulle tot die beste van hulle ability toe. Blykbaar is daar was mos nou 3 knockdowns gewees. Blykbaar, ek het nie die sequence gekyk nie, want ons altyd mos maar nou net die highlights separately gekyk, want ek wil nie, wat was dit, R285 of iets vir die pay-per-view. Ek sê flip dit nie vir die malkind wat mens weet nie eens of hy gaan opdaag nie, soos, as nie 'n manier nie, maar anyway, blykbaar in die 7de ronde was daar, hulle het geclinch of iets, ek dink Garcia het weer vir hy nie geraak, en op die breek van die clinch, ek dink die ref het gesê stop of breek of iets, toe eet Garcia om te hou, maar Garcia sê, dit was 'n legitimate knockdown, hy het my geclinch en ek het hom geslaan op die clinch, dis deel van boxing, maar ek het dit nou nie gesien nie, as die ref mos nou gesê het, stop, breakdown punch, en jy slaan hom dan het jy mos nou die reëls oortree, maar toe het Garcia vir hy nie, ek weet nie of hy hom omgeslaan het, of net lelik seer gemaak het, toe die ref onmiddellik 'n punt afgetrek vir Garcia. En ek meen, despite that, het hy nog steeds op 2 van die scorecards gewen, so daar was 'n bietjie kontroversie geweest, maar nie genoeg om die fight result controversial te gemaak het. Okay. Maar het sê ding is nou net, hy het nou goed geboks en gefight, maar hy's die 3.2 pond overweight, hy kon nie die belde wen nie, dit is ons nou nie dit gesê nie, maar die fight het nog steeds aangegaan, hy het weight gemaak, so hy kon die belt behou, maar as hy verloor, hou hy nog steeds die belt. So dit was bittersweet. So Garcia het nou gewen, maar hy het net gewen, hy het nie die belt gewen nie, en hy het ook nie, ek voel my respect gewen nie. So, ek respect sy fighting capabilities, dat hy dit kon regkry. Ek het nog nooit op issue met hom gehad, maar die besigheid is net weird, ek hou nie van dit. Want ek persoonlik dink, ek dink nie Ryan Garcia is 'n bad guy nie. Ek dink hy's 'n good kid. Ek dink hy het net serious problems en iemand moet hom help. Soos dit as 'n mens so optree,
syp en rook en vloek en daai tipe optrede wat jy sien. That's a cry for help, man. Dit is sy pa of sy familie of sy coach. Iemand moet instap en sê, kom ons help jou, kom ons sort hierdie ding uit. Maar hulle almal sien net dollar signs en hulle hol net saam en praat net saam. So, mense hoop en bid iemand het sens in sy team laat hulle 'n bietjie vir hom kan help. Maar anyway. Ja, ons weet mens nie wat agter die skerms aangaan nie, maar it doesn't paint a good picture. Nope. Okay, so ons kyk wat gebeur nou volgende rematch sommer. Hulle praat van 'n rematch al klaar. Al twee wil 'n rematch doen. Okay, en hulle laaste ding. In die amateurs het hulle 6 keer al gefight en hy het 3 keer gewen en Garcia 3 keer. So hulle het nou die as 'n halve rubber match of wat. Nou, Garcia eintlik voor, maar ek dink ons gaan hulle nog sien fight. So. Definitief. Onthou hulle is nog jonk en hulle is future star. Hulle is al klaar star so. Hy nie kan nou gaan en vir Garcia wen, dan sal jy 10 nog 'n trilogy ook sien. Ja. Of as Garcia hom weer wen, miskien 2 years down the line of wat gaan hulle sê, kom ons hak vir nommer 3 in of soos daar's nog baie kans vir fight vir daai mannetjies. Ja.